Welkom terug julle. Karl-Hans, ja, wat 'n interessante insig so en wat dink jy van hierdie Greenfish besigheid? Ja, Corneille, ek sien nie iemand wat met COVID gesê het, wat nou, die Here gee vir hom 'n skitterende idee, hy dink uit die boks uit, en ek dink, is ons land nie vol van absolute awesome mense nie. Ja. Mense wat net sê, ophou, is nie 'n opsie nie. Ek gaan dink, bid, vra vir die Here, en hier het hy 'n suksesvolle besigheid. En dis hoekom ons betrokke wil wees, want ons wil betrokke wees by die mense wat sê, teen alle odds, gaan hy en hy begin 'n besigheid, hy gee om, hy sê dat, hy gee om vir wat gebeur op die see. Ons wil nie 'n hele skool visse uitroei nie, ons vang en ons laat net soveel dat dit die ekosisteem kan aanhou beweeg. En dis hoekom ons met ons bakkie wat ons bring, wat ek hoor hy praat van sy bakkies, en ek hoor, en ek dink, diesel het nou so duur geraak, dat as jy 'n bakkie het, wat kan jy sê, gebruik 6.1, en daai verbruik het ons getoets in Suid-Afrika, hoeveel geld kan jy nie spaar nie, hoeveel beter kan dit nie vir jou maak nie, en hoeveel kan dit jou help met jou kontantvloei nie, want ek kan net dink, sy grootste koste 10-10-1 is dieselverbruik, of dit nou op die boot is wat hy gebruik, en of dit op die vervoer is, en dit is net vir ons lekker om betrokke te wees. Baie is selfregverdig. Ek praat baie keer in die pouts, as hulle maar my kinders moet leef, ek doen hierdie, maar hulle doen dit op so 'n verantwoordelike manier. Hy verdien sukses, Ja, en hy het gesê geld is nie alles nie, en ek stem saam met hom. Jy weet wat, sy passie het veroorsaak dat hy suksesvol is. Want wanneer jy passie het vir iets, dan sit dit om laterhand in winsgewendheid, want jy geniet dit en dit is lekker en jy sien uit elke oggend om te gaan en jou passie uit te lewe. En dis goed om dit te sien. Dis absoluut lekker om dit te sien. Maar net terug na julle, kom ons vat julle hybrid bakkie. Vertel my 'n bietjie vir die kykers meer daarvan, want dit is nou relevant vir die tyd wat ons nou is met die diesel. Yes, ek dink die PHEV, plug-in hybrid, ek dink dit raak nou meer en meer relevant, want veral vir boere, ons het nou een wat ons bring wat 'n difflok het, so met ander woorde, boere kan hom gebruik, hy het 4x4, het hy daar, en die lekker ding is, jy kan die hele dag ry deur die batterye net te gebruik, jy kry 100 km op die batterye, as jy uit batterykrag uit hardloop, dan skop die engine in, so jy het nie daai probleem dat as die battery nou ophou gaan staan, nee, jy kan 800-900 kilos ry, maar die belangrikste is, Suid-Afrika is 'n land vol sonkrag, so as jy sonkragpanele by jou het, en jy het batterye, dan kan jy in die oggende kan jy hom charge, dit vat 'n uur, minder as dit, en jy kan die hele dag ry op elektriese krag, en ek dink, meer en meer gaan mense begin besef dat, luister, diesel petrol is duur, dit is, daar's ander alternatiewe beskikbaar, en ons by JSC sê, ons bring hier ander alternatiewe. Jy weet, ons het oor die 50 elektriese trokke wat hardloop tussen Eskom en Takealot. Ons is die grootste verskaffer van elektriese trokke, en ons het nou ook 'n klein elektriese bakkie gebring, wat ons vir mense sê, hy kan 200 plus kilometers ry op 'n vrag. En ons het nou terugvoering gekry van 'n liefdadigheidsorganisasie, wat vir ons gesê het, die eerste 6 weke het hulle R15.000 gespaar aan diesel, deur die voertuig te gebruik. Ek kan weer terugploeg, so daar's opsies. En die belangrike ding is, solank as wat daar opsies is daar geleenthede. Prysgewys, as jy kyk na die hybrid bakkie, hoe lyk sy prys vergelyking met wat in die mark is? So die T9 hybrid gaan uitkom omtrent hier by die R860.000. Nou dit is een goeie prys. Nee, vir wat jy kry dan. Vir wat jy kry, en dan praat ons van 'n 4x4, en dan praat ons van 'n voertuig wat luxueus is, daar's alles in hom. So ek dink die goeie ding wat hier uitkom is, bakkies en voertuie is nou meer bekostigbaar, en ek dink die belangrikste vir alles is, ons bring karre wat die mense wat nooit 'n nuwe kar kon bekostig nie, kan nou 'n nuwe kar koop. En wat nou dit veroorsaak is, gebruikte karre se pryse gaan laer, en dit veroorsaak weer mense wat nooit gedink het hulle kan 'n gebruikte kar koop nie, sal nou 'n gebruikte kar kan bekostig. So ek dink wat besig is om in die mark te gebruik is skitterend. Die Chinese is besig om al hoe meer werksgeleenthede te skep. Jy sien omtrent nie meer 'n vertoonlokaal wat leeg staan nie. Hulle is almal vol. Hulle is almal vol diensgeleenthede, werksgeleenthede.
En ek dink dis goed vir die ekonomie en ek dink daar's 'n goeie toekoms vir Suid-Afrika. Pryse in alle waarskynlikheid gaan maar net aanhou styg, die dieselpryse, en dan moet jy begin twee keer dink in die tipe voertuig wat jy koop. Daar gaan ekonomiese verbruik gaan 'n groot rol speel in jou keuse van 'n bakkie. Ja. En weet jy wat, soos ons wat besighede het, ons het klaar solar op die dakke. Ja. So vir ons, so om die karre nou te charge, ek jammer vir die Engels, maar dis al verniet. Dis daar. Nou as jy 'n vloot het van 10 en jy spaar soos op ons T6 het vergelyk met ander, kom ons sê jy spaar 3 liter per 100. Dis R90 per 100 kilometer. Maar dink dan net, as jy 10 voertuie het wat jy en hulle doen 10,000 kilos en jy kan ontslaa raak van daai hele diesel rekening. Man, dit is groot besparing. Dit is wesenlik. En dit kan jou net help om verder te groei. En behalwe dit, Konay, gee dit vir jou voordeel bo die ander mense wat nie die geleentheid gebruik om te sê, maar miskien moet ek net kyk na elektries. Want ons is almal skrikkerig. Ek was skrikkerig toe die eerste elektriese voertuie kom. En toe soos met die plug-in hybrid is jou antwoord op die oomblik. En as jy lokaal is, met ander woorde jy is in die stad, dan kan jy vol elektriese een vat want hy ry 'n spesifieke roete. Jy weet hy kan daai roete doen op 'n volle charge, so daar's geen risiko nie. En jy spaar 'n klomp geld. Nee, gaan nou kyk, ons is in 'n land waar mededinging is sterk. Daar's altyd baie van alles. As jy 'n nuwe idee begin, is daar vinnig 'n paar nuwe ouens wat jy gaan kopie, maar dan moet jy na klein goedjies kyk om jouself nog steeds 'n voordeel te gee bo die res, en dan kan die koste van aflewering, as jy net daar 'n bietjie kan wen, beteken jy kan jou produk teen 'n hopelike goedkoper prys as die ander persoon by jou mark kry, en dit kan vir jou ekstra nuwe besigheid inbring. So en daar gaan julle bakkie dink 'n groot rol speel. 100%. En jy weet, Konay, ek het nou die dag vir ons courier company gesê. Jy weet diesel raak duur. Wat doen jy om buite die boks te dink? Wat doen jy om vir jou kliënte te sê in plaas om net te sê, luister, ek moet nou by prys opsit en ek moet jou nou meer vra. Wat hoekom dink jy net sê, maar luister, ek bring nou elektriese voertuie in. Ek gaan nie almal vervang op een oomblik nie. Toe ons met Takealot begin het, was dit 6. Nou het hulle al amper by die 30. So jy faseer hom in en jy maak seker dit werk vir jou. En dan sê jy binne kort agterkom dit werk eintlik skitterend. Maar ek wens dit nog baie meer tyd gehad, maar weer eens verskriklik dankie vir julle rol met julle maak vir ons Nuusboere moontlik met julle boodskap. So jy kan saam trots voel vir al hierdie slim idees wat ons al hier gesien het, en te weet julle het ook 'n rol in daai en natuurlik die kompetisie wat jy nou weet ons mee besig is, daar gaan goeie idees uitkom. Ons gaan dit met julle ook deel. Julle moet kom help kyk en help kies aan die regte inskrywings, en dan gaan iemand nog weet met een van julle blink voertuie wegry voor die einde van die jaar. En ons sien uit na daai idees. Ek wil vir die mense daar buite sê, bring julle idees. Dis lieflik om dit te sien. Dit maak ons eintlik trots om deel te wees van die land met al die idees en alles wat jy sien, en almal wat net nie ophou nie en sê, maar hier's my idee. Dit is net beautiful. Baie dankie, Konay, dat ons kan deel wees hiervan. Ja, is lekker met jy.